7 dae van 'n nuwe begin. Dag 3 van 7. Herstel. God herstel wat stikkend is. God maak reg. Hy maak heel wat gebreek is. Hy is in staat. Weet jy, moenie bekommerd wees as die Here jou van 'n tafel afgehaal het waar jy gesit het nie. Weet jy hoekom het hy jou afgehaal van daardie tafel af? Hy het jou afgehaal want mense om daai tafel het jou dalk gif gevoer. Hulle het jou dalk net die slegte in gedagte gehad. Hulle het jou ondergang beplan. En God het jou van daardie tafel afgehaal sodat hy jou kan herstel en hy kan jou sit by 'n tafel, 'n nuwe tafel. En hy sê ek dek vir jou tafel teenoor jou teestanders en hy maak jou hoof vet met olie. Kyk na Joël 2 vers 25 in die Bybel. Hy sê ek sal aan julle vergoed die jare. Ek sal vergoed die jare wat julle verloor het. Ek sal vergoed. Weet jy dat God is in staat om een woord nou vir jou te sê en daardie een woord kan jou lewe vir altyd verander. Hy is in staat om dit te doen vandag. Hy is in staat om jou op te tel. Hy is in staat om jou nuwe krag te gee. Hy is in staat om jou die oorwinning te gee. Die Amplified Bible sê, I will compensate you for the years. Met ander woorde, wanneer God sê, ek sal vergoed, dan beteken dit nie dat dit maar net so sal wees nie. Dit beteken nie dat dit maar net 'n poging sal wees nie. Nee, vergoeding beteken ek sal herstel en meer en beter gee as wat jy gehad het. Dink nou maar aan Job se lewe. Job was 'n persoon met al die dinge. Op die einde van die dag het hy alles verloor en dalk voel jy soos Job vandag, jy het alles verloor. Maar kyk na einde van Job, let op die einde van Job. Die Bybel sê hy het soveel meer gehad. En weet, baie mense het gesê, ja, maar Job het sy kinders verloor. En hoe gaan jy mens jou kinders herstel? Weet jy dat Job het nie net sy kinders verloor nie, hy het nog kinders bygekry. Maar in die hemel en in die ewigheid saam het hy meer kinders gehad as ooit tevore. Die Here se plan is nie net nou nie. Die Here se plan is ewig. Dalk het jy deur 'n moeilike tyd gegaan. Dalk het jy 'n kindjie verloor. Dalk het jy iemand naby aan jou verloor. Dalk al daardie dinge en jy dink dis verlore. Maar die Here sê nee, dis tyd vir 'n nuwe begin. Staan op, ek gee vir jou ook nuwe verhoudings, maar daardie verhouding is nie verlore nie. Vir ewig sal julle mekaar hê. Julle sal saam met mekaar wees en die vreugde van God ervaar. So wat is die beginsel hier? God herstel nie net mense nie, maar hy herstel ook waardigheid. Hy herstel 'n mens se roeping. Hy herstel 'n mens se menswees. Hy herstel jou as jou individu, jou persoonlikheid, jou krag en jou sterkte. Hy herstel vandag. Laat toe. Weet jy, ek wil jou uitdaag om 'n gebed te bid vandag. En te sê, Here, ek gee alles. I surrender all. En ek vra, Here, bring vir my in my lewe wat ek nodig het om te herstel. Here, help my. U ken my in elke opsig. En ek wil nie voorskryf nie, Here. Ek vra net soos U wil, bring wat nodig is. Jy sien, die beginsel is God herstel. En hy is die een wat in jou lewe is. Laat hom toe. Weet, in Japan is daar 'n manier hoe hulle potte wat gebreek is, hierdie porseleinpotte wat hulle gebreek het. As hy gebreek het, weet jy hoe herstel hulle dit? Hulle vat daardie porseleinpot, dan vat hulle daardie krake en hulle maak daardie krake reg met soort van 'n goue gom. En daardie goue gom word in daardie krake ingesit sodat die herstel in daardie pot kan plaasvind. En wanneer daardie pot wat gebreek is dan so herstel is, dan is die waarde van daardie pot soveel meer, omdat jy kan sien die herstel is daar, die merke is nog daar, maar is goue merke wat wys dat God het herstel. Dit het 'n getuienis geword. My seer, my gister, my stikkend, het 'n getuienis geword dat God herstel en God gee vir my 'n kans vir 'n nuwe begin. Dis wat gebeur. So, God wil vandag in jou gesinsverhouding, in jou menswees, in jou persoonlikheid, in jou verhoudings wil hy herstel bring. En partykeer wil hy daardie goue gom gebruik. Hy wil sy woord, sy Heilige Gees, wil hy vandag vir jou sê. Die Here sê, ek wil hê jy moet kom koop goud wat gelouter is. Ek wil hê jy moet vandag kom koop salf vir jou oë, sodat jou oë weer kan sien, sodat jy oorwinnings kan kry. Die mooiste verhaal is nog nie geskryf nie. Jou storie is nog nie klaar nie. In jou finansies is die Here
besig om herstel te bring. 'n Nuwe begin. Sien dit, laat toe dat God dit gaan bring. Verwag dit, die Here is in beheer. Daar is vernuwing vir selfwaarde. Daar's vernuwing. Jy is nie 'n wurm nie, jy is nie weggegooi nie. Ja, hierdie mense wat dalk vir jou gif gevoer het, hierdie mense praat sleg van jou. Hierdie mense sê dinge van jou. Hulle probeer jou afbreek. Hulle probeer selfs op allerlei maniere jou diskrediteer. Weet jy wat? As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Laat dit staan. Laat dit staan. Stap jy saam met die Here. Stap jy saam met die Here. Kom ek bid saam met jou. Vader, ek dank U dat U my herstel vandag. Ek dank U dat U het vir my 'n hoopvolle toekoms. En ek dank U, Here, op hierdie oomblik dat U het beter vir my instoor as ooit tevore. Here, ek vergewe die wat my seermaak. Ek vergewe die wat my sleg sê. Ek vergewe die wat my gif gevoer het. Here, en ek gee dit in U hande. En ek vra, Here, net die beste vir my. Net die beste vir my. En ek bid vir hierdie vyande, Here, dat U plan vir hulle lewe ook sal gebeur. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen and God bless.